Ons almal ken vir Petrus. Hy is die rots, die hardopmens, die een wat eerste uit die boot spring. Maar het jy al stilgestaan by sy broer Andreas? In byna elke lys van disippels word Andreas beskryf as die broer van Simon Petrus. So sy identiteit word gedefinieer deur iemand anders se grootheid. Nou Andreas is eintlik 'n vreemde figuur. Hy is die man wat in die skaduwee leef en tog is hy een van die belangrikste skakels in God se plan. As jy Johannes 1, 6 en 12 lees, sien jy nogal 'n patroon. Andreas spreek nie vir duisende mense nie. Hy skryf nie briewe wat die wêreld verander nie. Hy doen net een ding oor en oor en oor. Hy stel mense aan Jesus bekend. In Johannes 1 bring hy sy broer Petrus na Jesus. So sonder Andreas was dit dalk nie 'n Pinksterpreek van Petrus nie. In Johannes 6 sien ons die seentjie met die 5 garsbrode en die 2 visse raak. Waar die ander disippels die skare as die probleem sien Andreas hierdie klein moontlikheid en bring die kind na Jesus. Nou in Johannes 12 is dit Andreas wat die Grieke, hierdie buitestanders, na Jesus lei. En hier is die uitdaging vir ons hierdie Woensdag. Ons wil dikwels die bestemming wees, waarin mense kyk. Ons wil die erkenning kry, maar Andreas was tevrede om die brug te wees. Nou 'n brug is iets waaroor mens loop, om by 'n bestemming uit te kom. Mense kyk nie af na die brug en bewonder dit nie. Hulle kyk na waarheen hulle op pad is. Andreas se vreugde was nie dat mense sy naam geken het nie, maar dat mense Jesus se naam geken het. Gedurende hierdie lydenstyd vra die Here nie van jou om 'n teologiese reus of 'n wêreldbekende spreker te wees nie. Hy vra of jy soos Andreas iemand kan raak sien en na Jesus sal bring. Dalk is dit daardie kollega wat in die stilte worstel. Dalk is dit jou kind wat vra het oor die lewe. Dalk is dit die seentjie met die klein bietjie talente wat dink hy het niks om te bied nie. So Andreas nooi ons uit dat ons nie die lig hoef te wees nie. Jy moet net die een wees wat die gordyn oopskuif sodat die lig kan inkom.